Johannes 20 vers 1 en op die eerste dag van die week kom Maria Magdalena vroeg terwyl dit nog donker was by die graf en sien dat die steen van die graf weggeneem was. En sy hardloop toe en kom by Simon Petrus en by die ander disipel vir wie Jesus liefgehad het en sê vir hulle: Hulle het die Here uit die graf weggeneem en ons weet nie waar hulle hom neergelê het nie. Toe gaan Petrus en die ander disipel uit en kom by die graf. En die twee het saam gehardloop en die ander disipel het vooruit gehardloop, vinniger as Petrus en eerste by die graf gekom. En terwyl hy neerbuk sien hy die doeke lê, maar hy het nie ingegaan nie. Toe kom Simon Petrus agter hom aan en gaan in die graf en sien die doeke lê. En die doek wat op sy hoof was, sien hy nie by die doeke lê nie, maar opgerol op een plek, afsonderlik. Daarop het ook die ander disipel wat eerste by die graf gekom het, ingegaan, en hy het gesien en geglo. Want hy het nog nie die skrif verstaan, dat hy uit die dode moes opstaan nie. En die disipels het weer huis toe gegaan. Maar Maria het buitekant die graf gestaan en ween. Terwyl sy ween, buig sy na die graf toe en sien twee engele daar sit met wit klere aan, een by die hoof en een by die voete, waar die liggaam van Jesus gelê het. En hulle sê vir haar: Vrou, waarom ween jy? Sy antwoord hulle: Omdat hulle my Here weggeneem het, en ek weet nie waar hulle hom neergelê het nie. En toe sy dit gesê het, draai sy haar om agtertoe en sien Jesus staan, en sy het nie geweet dat dit Jesus was nie. Jesus sê vir haar: Vrou, waarom ween jy? Wie soek jy? Sy het gedink dat dit die tuinier was en antwoord hom: Meneer, as u hom weggedra het, sê my waar u hom neergelê het, en ek sal hom wegneem. Jesus sê vir haar: Maria. Sy dra haar om en sê vir hom: Rabboni, dit beteken meester. Jesus sê vir haar: Raak my nie aan nie, want ek het nog nie opgevaar na my Vader nie. Maar gaan na my broeders en sê vir hulle: Ek vaar op na my Vader en julle Vader en my God en julle God. Maria Magdalena het die ander disipels gaan vertel dat sy die Here gesien het en dat hy dit vir haar gesê het. Net tot sover ons skriflesing. Mag die Here verheerlik word deur die verkondiging van sy woord. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel woon, hierdie onverstaanbare wonderwerk laat ons saam met alle Christene oor die aarde jubel, dat U ons Here Jesus uit die dood opgewek het. Vader, ons verstaan so min van die diepte van die lyding van Jesus. En selfs die opstanding van Jesus uit die dood bly vir ons 'n misterie. Dat ons nie die volle impak en omvang daarvan ten volle kan begryp nie, en tog weet ons genoeg dat hierdie dag 'n blye dag is, die blyste van die dae. Dat ons vandag met die heilige sakrament kon feesvier om U te dank. Dat ons vandag kan juig dat daar lewe en hoop is, ons aanbid nie 'n gestorwe Christus nie, maar 'n opgestane middelaar en verlosser,
Here Jesus, dat U leef en die implikasie vir ons lewens is ingrypend. Help ons om vandag iets daarvan te verstaan. Dat U die misterie waaroor soveel mense oor die aardbol heen wonder, dat dit vir ons 'n werklikheid sal word, dat U die skrifte vir ons sal oopmaak, dat ons dit nie net begryp nie, maar glo en uitleef en verkondig. Ons bid dit ook met die wete dat daar baie van ons nie hier kan wees nie, wat op verlof is, wat uitstedig is. Ons vra dat U dit bewaar op die pad en veilig terugbring. Ons dink in die besonder aan ons lidmate wat 'n begeerte het om by U huis te wees, wie se gesondheid en kragte nie toelaat nie. Ons dra daar nie op. Ons sing in dieselfde asem ook 'n loflied en 'n danklied vir soveel van ons lidmate wat beproewing deurgegaan het met hospitaalbesoek, met operasies wat hulle ondergaan het, met behandeling wat hulle kry. En ons dank Here Jesus dat U met elkeen van ons lidmate 'n pad stap. Ons dank U vir hulle wat vir die eerste keer weer saam met ons U kan aanbid. En ons loof U daarvoor. Here Jesus, ons bid vir ons kinders, ons vra dat U oor ons kinders ontferm en hulle seën. Ons bid vir ons verbondsgesinne, ons vra dat U ook met ons sal wees, ook as man en vrou in die huwelik, ook as verbondsgesinne. Bind ons saam in U liefde en gee ons U geduld, dat ons mekaar ook met geduld en liefde hanteer. En dankie Here dat U in die genade, die liefde oor ons uitstort, help ons om mekaar ook genadig te wees. Here Jesus, ons dankie vir die feit dat U stil staan by elkeen van U kinders en vandag opnuut, soos by Maria Magdalena, as ons gebed staan 'n oomblik by my stil. Here, maak my bewus van dit wat ek as troostwoord nodig het, as woord van hoop, as opdrag nodig het. En Here, met bewing vra ons, hier is ek Here, stuur my ook uit om getuie te wees vir U in Jesus naam. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus, dit is iets besonders vir my net hierdie Paasnaweek. Hoe die hele natuur as het ware die boodskap beklemtoon van dit wat die Here vir ons sê. Vrydagoggend het ons 7 uur nagmaal gehad by Carletonville en ek het al die pad in die reën gery. En dit was my asof die hele natuur sommer saam huil, waar ons by die kruis van ons Here Jesus stil staan. Vanoggend is ek deur die mis, die hele pad van Krugersdorp tot in Carletonville was die mis so dig, dat jy nie voor jou kan sien nie. En dit is my as het ware of hierdie misterie van die opstanding vir jou gryp. Dus verstaan nie alles, nie mooi nie, maar genoeg om te weet, hier is iets baie opwindend. Hier is iets wat lewens verander, waarmee die Here besig is. En hier is 3 goed waarmee ons vandag gaan stilstaan. Die tema van ons prediking is, die opstanding beteken, Jesus leef en ons met hom. En waarna ons gaan kyk is hierdie aspekte. Nommer 1, gaan ons kyk na die feit van die opstanding. Nommer 2, gaan ons kyk na die finaliteit van die opstanding. En dan gaan ons kyk na die opdrag van die opstanding. Ons kyk, stel 'n bietjie diep. Hier is snaakse goed wat gebeur, en hier is 3 goed wat uitstaan, en een daarvan is hierdie atletiekwedstryd wat plaasvind. Want mens sien mensies hardloop. Jy sien eers Maria hardloop, sy sien die graf is leeg, sy verstaan nie wat hier aangaan nie, en sy hardloop terug, en sy kom by Petrus en by Johannes. En dan sien ons hierdie 2 manne wat begin hardloop. En dan staan daar, en kyk hoe praat Johannes altyd van homself. Hy praat van homself as die disipel wat die Here Jesus lief gehad het. Hoekom doen hy dit? Dit klink vir mense op die oor af 'n bietjie snaaks. Is hy nou 'n bietjie arrogant hierso? Probeer hy nou vir ons sê, hy het die wedstryd gewen, Petrus was tweede,
Hy het eerste by die graf aangekom. Was laaste by die graf is 'n ou pompoen en toe kom hy nou eerste. Nee, dit moet iets dieper wees. Hoekom word dit vir ons gesê dat hulle gehardloop het en dat hy 2 keer in hierdie gedeelte sê hy het eerste by die graf aangekom? Dit is vir mense asof hy's besig om te vertel die grootste van alle gebeurtenisse van die mensdom op aarde, dat die Here Jesus die dood oorwin het en dat hy lewe, en dan gooi hy nou tussen en hoor, maar ek het die wedstryd gewen, ek het eerste daar aangekom. Hoekom staan dit in die Bybel? Dat hy nou sê, ek het eerste by die graf aangekom. Probeer hy daar en sê, hy was nog lekker jonk en nou Petrus was al oud jong, hy het dit nie gemaak nie. Wat 'n mens moet besef is, elkeen van die woord van die Here is geweeg. Hier is niks verniet wat vir ons geopenbaar word van wat ons moet weet. En wanneer Johannes dit sê, wanneer hy elke keer praat van die ander disipel, die een wat die Here lief gehad het, daarmee sê hy, die fokus is nie op my nie. My naam is nie belangrik nie. Wat belangrik is dit wat die Here oordra as boodskap. En hier gebeur 'n belangrike ding. As hy ons daarop wys, na die detail van hulle het gehardloop, hy het eerste daar aangekom. Maar iets van die verhouding tussen Petrus en Johannes. Hy het gestop. Hy het gewag. Hulle was die leiers van die kerk wat 'n baie nou pad saamgestap het, wat 'n baie mooi pad saamgestap het. Iets van hierdie respek, het gaan nie oor arrogansie nie, dit gaan oor nederigheid. Hy het gestop. Nou kan 'n mens sê, ja, dis ou Petrus is sy voorvarendheid, en hy storm altyd in 'n ding, en daar storm hy in die graf ook in, maar dit is meer as dit. Hy sê vir ons, hulle 2 was saam in die graf. Hulle was die ooggetuies. Hoekom is dit belangrik? Want die Jode het probeer ontken. Sê die disippels het maar net sy lijk gesteel en Jesus het nooit regtig opgestaan. Jy sal hoor, selfs in die Islam sal die mense jou vertel, in die Koran staan daar van Jesus, maar nie dit nie. Daar staan niks van Jesus se kruisdood of opstanding nie. En dis vir ons die kruks. Dis vir ons geweldig belangrik om te weet en te sê en te verkondig, dis 'n feit dat Jesus opgestaan het uit die dood. Kyk hoe praat Johannes as ons kyk na 1 Johannes 1 vers 1 en verder, as hy praat oor hulle getuienis van wat Jesus gedoen het. Hy stel dit so, wat van die begin af was, wat ons gehoor het, wat ons met ons oë gesien het, wat ons aanskou het, wat ons hande getas het aangaande die woord van die lewe, en die lewe is geopenbaar, en ons het dit gesien, en ons getuig en verkondig aan julle die ewige lewe wat by die Vader was, en aan ons geopenbaar is. Wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle, sodat julle ook gemeenskap met ons kan hê, en ons gemeenskap met die Vader, en met sy Seun, Jesus Christus. Het jy gehoor? Ek sê die hele tyd, ons het dit gesien. Ons is die ooggetuies, ons het dit gehoor, ons het dit getas. Dis nie stories nie. Dis feite. Kevin de Jong verduidelik het so, as daar nou 2 seentjies is wat bietjie vir hulle ma en pa 'n streep wil trek en sê, ons het in die bos gestap, en die volgende oomblik toe land daar 'n vreemde vleiende piering net daar voor ons, en toe sien ons die marsmannetjies daar uitkom. As hulle nou so 'n storieetjie uitdink vir ma en pa vertel, gaan van die laaste goed wees wat hulle aan dink om te sê, maar ons het 'n bietjie resies gehardloop en toe het ek voor Boetie daar gekom en ek het hulle eerste gesien. Hulle gaan net die storie vertel, soos wat hulle nou hierdie leenstorie wil vir mamma en pappa vertel. Hierdie verhaal en die detail van wat daar presies gebeur het, is opgeteken, sodat ons kan weet, dit is 'n historiese feit.
As hulle stories uitgedink het daaroor, sal hierdie intrinsieke detail en besonderhede nie beskryf word nie, maar dit word, sodat jy kan weet, dit is die historiese feit, dit is wat gebeur het. En dan kom hulle in die graf en nou sien hulle die doeke. Dis 'n volgende snaakse ding. Hier lê die doeke en hier lê die hooftoesel. Dit wat om die kop gedraai was. En dit lê aan een kant opgerol, opgevou, weg van die ander. Hoekom sê hy dit? Vat ons bietjie terug na Johannes 11. In Johannes 11 word dit gekontrasteer met hierdie opwekking van Lazarus wat ons van hoofstuk 1 af kry, en dan hoor ons in vers 40 van Jesus wat vir Lazarus roep. En dan uiteindelik vers 43, Lazarus kom uit en die oorledene het uitgekom, hoor wat staan daar, aan die hande en die voete met grafdoeke gebind en sy gesig was toegedraai met 'n doek. En Jesus sê vir hulle, maak hom los en laat hom gaan. Maak hom los en laat hom gaan. So wat het hier gebeur? Hoekom vou mens doeke op? Nou, ek probeer soms 'n bietjie in die huis help, en een van die goed waarmee ek nogal goed is om 'n kombers op te vou. Ek kry dit nogal reg. En aan die einde van die somer dan vou ons die somerlakentjies op en ons sit dit in die kas. Dit nou winterslakens, is nou sulke tyd. Hoekom doen ons dit? Want ons is klaar daarmee. Dis voltooi, dis nou afgehandel vir 'n seisoen, is dit nou verby. Iets daarvan is waar. Hier is 'n finaliteit. Hierdie doek gaan nie weer gebruik word nie. Die Here Jesus het Lazarus opgewek. Maar is dit waarom ons sien, hier kom Lazarus aangehop, want sy voete en sy hande is vasgebind. Want as iemand dood is dit wat hulle gedoen het. Hulle het grafdoeke gevat en het om die enkels gebind en die hande langs die sye vasgebind en die persoon is toegedraai met doek en daar was 'n aparte doek wat vir die hoof gebruik is. Hulle moes vir Lazarus help en hierdie doeke afhaal. En Lazarus het later hierdie doeke weer gebruik toe hy gesterf het aan die einde van sy lewe. Jesus sin is opgevou om nooit weer te gebruik nie. Vir ewig leef hy. Dit is afgehandel. Dit wat hy aan die kruis gesê het, dit 'n lestaai, dit is volbring, sien ons ook die finaliteit van hierdie opstanding van die Here Jesus en hierdie doek wat hier een kant lê. Hy het dit nie nodig gehad om hom los te maak nie, toe sê hom sien het hy geen doek meer by hom gehad nie. Jesus het met haar gepraat en sy het hom gesien. Maar die doeke lê in die graf. En die doek wat om sy kop was is opgevou. Sy opstanding is afgehandel. Daar is 'n regmerkie by, dit is voltooi. En die implikasie daarvan vir ons is iets geweldig om te weet. Dit maak 'n verskil. Maak 'n verskil in ons verhouding met God en in ons toekoms. Want dit is wat Jesus nou sê vir haar in die volgende gesprek. Wat nou gaan Petrus en Johannes terug en sy Maria Magdalena bly daar en sy huil. En dan sien ons hoe sy buig en hoe sy die engele sien. En hierdie vraag word 2 keer gevra aan haar die oggend. Vers 13, vrou, waarom ween jy? Selfde vers 15, vrou, waarom ween jy? En dan haar antwoord, en kyk mooi, van die begin af, van dat sy gesien het, die steen is weggerol en die graf is oop, was daar nie vir 'n oomblik dat sy gedink het, ja, hy het opgestaan. Terwyl Jesus ook nog met haar praat, na die engele is dit nog steeds, meneer, iemand het hom weggevat, en ons weet nie waar hy is nie, wys my net, as hy hom weggevat het, waar hy hom neergelê het, en ek sal hom wegneem. Jy sien as hierdie vroukie wat nou sê, nee, ek sal hom wegvat. Maar haar groot behoefte deur die trane is, waar het hulle Jesus heen gevat? Waar is sy lijk?
En dan sê Johannes dit, hy verduidelik dit wat hulle ook beleef as hulle inkyk, hulle sien, hulle neem in, maar dit registreer nie, want, vers 9, want hulle het nog nie die skrif verstaan, dat hy die dode moes opstaan nie. Daarom het die chaos, daarom het rondgehardloop, hulle het nie verstaan nie. Jesus het dit vir hulle gesê, voor die tyd, by herhaling, dat hy uit die dood gaan opstaan, maar hulle het dit nie verstaan nie. Hulle het gedink, is dalk 'n geestelike opstanding, soos wat Maria en Martha gedink het met Lazarus. Maar dan sê Jesus, en hy gee vir hulle die vreemde opdrag, moenie my raak nie. En hy gee die rede. Hy sê, want ek moet nog na my Vader gaan. Ek moet opvaar na my Vader. Dit klink vir mense of dit verkeerd om is. Hy moet maar sê, wel, as jy my drukkie wil gee, gee my nou 'n drukkie, want ek gaan later opvaar na die Vader, maar dis nie wat hy sê nie. Hoekom sê hy vir haar, moenie aan my raak nie? Die rede daarvoor is dat Maria moes hier besef, met Jesus se opstanding het dit alles verander. Haar verlossingswerk, die verlossingswerk van elke kind van die Here, is met sy opstanding voltooi. Hy stuur haar onmiddellik met 'n opdrag. Nou begin die werk, want alles het verander. En sy verheerlikte liggaam verskyn en haar en sy herken hom nie, net soos die Emmausgangers, hulle loop 12 kilometer saam met hom, hulle herken hom nie. Eers toe Jesus die brood breek, toe besef hulle, maar dis Jesus. En ons verstaan dit nie. Sy verheerlikte liggaam waarmee hy net verskyn in die binnevertrek en die bovertrek tussen die disippels en dan verdwyn hy weer. Die deur is gesluit, maar hy kom daar. Hy eet saam met hulle vat aan hom, hulle sien die merke, en tog weet ons nie presies hoe dit werk nie. Ons weet, ons gaan iets daarvan beleef wanneer ons die verheerlikte liggaam ontvang, maar ons weet nie veel meer as dat dit 'n groot misterie en geheimenis is nie. Want sy herken Jesus nie tot hy vir haar op haar naam sê, Maria. Ek dink dit moes 'n belewenis gewees het. Jesus sê in Johannes 10, ek ken my skape, en hulle luister na my stem, en hulle volg my. Dat Jesus vandag by jou kom stilstaan en jou op jou naam sê, Piet, Sari, Jan. Ek het opgestaan en ek leef, sodat jy kan leef. En dan stuur hy uit tot op daardie punt, was hulle disippels, nou word hulle gestuurdes, nou apostels. Nie maar net ooggetuies nie, maar mense met 'n doel wat lewe om te verkondig dat Jesus die dood oorwin het en daar's hoop. Kyk hoe sê hy, gaan sê aan my broeders. Jesus het nooit so oor sy disippels gepraat nie, maar nou, met die dood oorwin, is hulle aan mekaar verbind in 'n broederskap wat ewig is. En kyk hoe praat hy met haar oor die Vader, hy sê, ek vaar op na my Vader en julle Vader en my God en julle God. Met die opstanding uit die dode is dit moontlik dat God die Vader ook Maria se God kan wees. Dat hy ook jou Vader is. As Jesus nie die dood oorwin het of opgestaan het nie, dan was dit maar net nog 'n tragiese voorval in die geskiedenis van iemand wat 'n mooi lewe gelei het en vir ons 'n voorbeeld was. Jesus is nie net 'n voorbeeld nie, hy is ons God. En daarom is ons mekaar se broeders, het ons 'n Vader wat na ons omsien, het ons 'n God wat ons uitstuur vir ons 'n doel in hierdie lewe gee. Sy, Maria Magdalena, weet hoe kosbaar vergifnis is vir haar as mens. En nou is sy die een wat die getuie is. Sy het Jesus gesien.
Dis aangrypend, dat Jesus mense gebruik, mense soos Maria. In 'n samelewing sou sy heel waarskynlik vir haar res van haar lewe 'n etiket gedra het van 'n ontuchtige vrou, 'n slegte vrou. Jesus gebruik haar as getuie. Dis die tipe mense wat hy altyd gebruik. Hy gebruik ou klein Dawietjie. Nie sy groot indrukwekkende gespierde boeties nie, maar ou Dawietjie gebruik hy. Gebruik nie vir Hagar nie, maar ou tannie Sarah. Sy is die een. Haar kind is die uitverkore. Hy gebruik ou Jakob vir so jok. Hy is die stamvader. En hy gebruik vir jou en vir my om getuies te wees. Jesus het opgestaan en hy lewe. Daar's hoop vir jou en my. Ons verstaan nie alles nie, maar ons verstaan genoeg om te weet, Jesus se opstanding is 'n historiese feit. Die doek sê vir ons, daar's 'n finaliteit, dit is volbring, dit is gedoen. Jesus se woorde aan Maria sê vir ons, daar is 'n opdrag. Ons is getuies. Die Here het ook elkeen van ons lewens aangeraak, by ons stilgestaan, jou by die naam geroep, jy behoort aan die Here, jou lewe te doel, wees met jou lewe, jou liefde, jou uitleef van God se genade, 'n getuie vir hom. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, hierdie misterie van die opstanding, dit vang ons vas. Ons is opgewonde en bang en onseker en bly, alles gelyk. En dankie Here dat U moeite doen om stil te staan en vir ons duidelik te maak wat vir U belangrik is, wat ons moet doen. Help ons om U getuies te wees, in gehoorsaamheid aan U te lewe. Wil U ook die woord aan ons duidelik maak. Here, dit het vir die disippels 'n tyd gevat voordat hulle verstaan het wat U vir hulle gesê het. Het vir hulle duidelik geword het. Help ons om ook te verstaan, genoeg te verstaan dat ons gehoorsaam aan U kan lewe, dat ons lewens ook kosbaar is in U oë en dat ons doelgerig kan leef. Ons vra dit in Jesus naam.